Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, ek is Gerard, dis my voorreg om vir jou baie welkom te sê by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ons gaan vandag aan met ons reeks met ander woorde, maar voor ons dit doen, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons op hierdie manier tyd kan eenkant sit. Dankie vir u Gees wat in ons woon. Dankie vir hierdie gesprek waarvan u ons deel gemaak het. Dat u ons in u teenwoordigheid kom laat sit, sodat ons kan deelneem aan dit wat u op u agenda het. En ons bid Here dat terwyl ons nou saam dink oor u woord, dat u Gees ons verstand sal verlig, vir ons insig sal bring en ons sal help om onsself so te posisioneer, so te sien in hierdie gesprek waarvan U ons deel gemaak het, Here. En ons bid dit, Here, dat dit wat ons dan lewe vir U eer sal wees. In die naam van Jesus. Amen. So dit is week 3 van ons preekreeks met ander woorde. En in hierdie reeks het ons so 'n punt wat ons maak, maar dis nie die hoofpunt nie, maar dis 'n belangrike punt, die belangrikheid van gesprekke. Die beginsel is die kring waarin jy sit, met ander woorde, die gesprekke waarin jy engage, waarin jy deelneem, bepaal die pad wat jy loop. Dis 'n beginsel dwars deur die Bybel. Die kring waarin jy sit, bepaal die pad waarop jy loop. En dit kan goed of sleg wees, né? Dit kan 'n positiewe impak hê of 'n negatiewe impak. Ek onthou baie jare terug toe ek nog op skool was, ek en my pa een aand bid hier toe by die kerk. En op pad soontoe beland hy agter 'n ou wat net nie lekker kan bestuur nie. Dan sit die ou sy flikkerlig aan, maar hy draai nie. Dan ry die ou stadiger, dan ry hy vinniger. Op 'n stadium ry die ou oor 'n rooi lig en dis nou naby die kerk en my pa jaag verby hom en hy trek hom sommer van die pad af. Ek ken my pa nie so nie. Ek is so heel stom geslaan. My pa klim uit en hy stap na die ou se kar toe, maar my pa is baie vinnig terug weer in die kar en hy's baie stil. En toe ons by die kerk kom, toe stop die ou agter ons, toe was hy ook op pad na die bidhuur toe. My pa was baie stil daar julle bidhuur. Paar dae later vertel hy hoe daar by sy werk hierdie ene ou is, wat elke oggend as hy by die werk kom, as hulle nou so saam koffie drink, en hulle sit in die groep en gesels, dan vertel hierdie ou hoe hy iemand op pad net uitgesort het. Daar signs gewys het, daar geskel het, en daar ou sommer van die pad afgetrek het. En my pa, die punt wat hy toe nou maak, is, daai gesprekke, dink hy, het hom so beïnvloed, dat hy opgetree het op 'n manier, wat hy later oor skaam was. Dit is die beginsel van gesprekke. Die gesprekke in watter kring sit jy, die gesprekke waarin jy sit, gaan 'n groot impak maak op die koers wat jy reis. En dit kan positief wees, of dit kan negatief wees. Ons kuier hierdie jaar baie uit die Korintiërsbriewe uit, en ons kom agter, dat in hierdie gemeente was daar baie issues. Hulle het die koers, die pad 'n bietjie byster geraak, hulle het koers verloor. En Paulus probeer juist deur dit wat hy skryf, die gemeente weer op koers bring, deur die gesprekke te verander. En hier na die einde van die eerste brief toe, wanneer hy nou praat oor hoe die gemeente ook van koers afgegaan het in hulle gesprekke oor die opstanding uit die dood, maak hy dan hierdie stelling, moenie dwaal nie. Hoe kan selfs 'n gemeente koers verloor? Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Die belangrikheid van gesprekke. Ons het verlede week aangehaal uit die ou King James vertaling. In die vroeë 1600s vertaal, die ou Engels lyk my het die woordjie conversation vir 'n klomp verskillende goed gebruik. Miskien omdat hulle geweet het, gesprekke is baie belangrik. En die skrifgedeelte wat ons nou baie oor gesels in hierdie reeks Efesiërs 2, waar Paulus eers beskryf, onthou jy, hoe van die pad af ons was.
heeltemal in 'n verkeerde rigting op pad. In daai gedeelte gebruik die King James die woordjie conversation, hoor gou. Among whom also we all had our conversation in times past, in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. In hierdie verlore toestand waar ons vasgevang was in 'n conversation waarin die hele wêreld was, wat ons net agter ons eie begeertes aangegaan het. In daai toestand het God iets kom doen. En dis die punt van hierdie hele reeks, dis die hoofpunt. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak, uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek, en saam laat sit in die hemel. Jy's in 'n nuwe gesprek. Jy was in 'n conversation wat nêrens heen op pad was nie, in 'n lewe wat doelloos was, sonde. En God het ons daar kom haal en hy het ons opgetel in 'n nuwe gesprek in. Hoekom? Was jy al ooit stom geslaan deur rykdom? Partykeer as jy in iemand se huis instap, begin jy sommer saggies praat, want dis net soveel rykdom. Jy's oorweldig. Of partykeer as jy in 'n kantoorgebou instap, besef jy net hier's baie geld wat hier deurgaan. Of partykeer as jy sien waaraan mense geld spandeer, dan kan jy nie dink dat mense so baie geld het nie. Wat is God se rykdom? Sy barmhartigheid. Store en store en store vol. En toe ek en jy in daai toestand was, waar ons conversation ons gestuur het in 'n rigting wat niks beteken nie, doelloos, sondig. In daai toestand het God iets kom doen in Christus. Nie net vir ons nie, maar met ons. Hy het ons opgewek, hy het ons lewendig gemaak saam met Christus, en hy het ons opgewek en saam in Christus laat sit in die hemel. Dis hoe Filippense 3 vers 20 mos in die King James dit stel. For our conversation is in heaven. Ons sit saam met Christus in die hemel. In die wêreld van daai tyd, baie anders as in die wêreld van ons tyd. As mense gaan sit het hulle gewoonlik klaar gewerk. Ons gaan sit baie keer as ons werk en dan staan ons op om iets anders te gaan doen. As hulle gaan sit het, Jesus wat Paulus sê, ons sit saam met Christus. Hy het 'n werk gedoen wat afgehandel is. Wat se werk? Die werk om jou uit 'n toestand van sonde uit te haal, jou lewendig te maak vir God en God se doel met jou lewe, en jou deel te maak van die gesprek in die hemel, wat God met homself het, wat God met sy engele het. Ons sit in die hemel saam in Christus, nie alleen nie, saam met ons hemelse die gelowiges, die hemelse familie, die kinders van die Here, sit ons opgewek. Ons sit, want dis 'n werk wat afgehandel is. Jesus het dit kom doen deur sy dood, sy opstanding, en toe hy in die hemel ingeneem is. Sit ons nou. Ons sit in die afgehandelde werk van Jesus Christus. En waaroor gaan die gesprek in die hemel? Dis 'n troonkamer. Dis nie 'n TV-kamer of 'n sitkamer nie, dis 'n troonkamer. Die gesprek in die hemel gaan oor God se koninkryk. Hoe Jesus ons leer bid, laat die koninkryk kom, Vader, soos in die hemel, so op die aarde. En in die middel van hierdie gesprek oor God se koninkryk is Jesus self. Maar baie treffend, ons het nou al 'n Openbaring gesien, in die middel van die troon is die lam wat geslag is. As ons kyk na hoe Paulus vir die Korintiërs gemeente skryf oor Jesus wat die Christus is, onthou jy dis sy koninklike titel, die gesalfde koning, Jesus die Christus, dan sê hy oor en oor, ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus.
As ons wil koers hou, sal ons goed doen om te onthou dat in die middel van God se heerskappy is die gekruisigde Christus, die lam wat geslag word. Met ander woorde, vriende, ons kan nie skei tussen God se liefde en God se heerskappy nie. Dis een ding. In die middel van God se heerskappy is die selfopofferende liefde van Christus. En ek en jy sit nou in daai gesprek. Die gesprek van God se koninkryk. God se koning, die gekruisigde Christus, God se liefde, alles een. En jy sit daar. Jy moet nou deelneem. Ons neem deel deur met mekaar te gesels en met die Here te praat en te luister wat hy vir ons sê. En dis die punt van die hele reeks. Ons kan nie met ons idee van koninkryk wat 10-10-1 nie liefde insluit nie, en ons idee van liefde wat 10-10-1 nie koninkryk insluit. Ons kan nie met ons idees in hierdie wêreld ingaan en God verteenwoordig, sy koninkryk Christus verteenwoordig nie. Nee, ons moet eers in die gesprek sit. Ons moet luister en saam praat. Ons is in die hemel in die gesprek en van daar leef ons vir soos in die hemel, so op die aarde. En hoe klink hierdie gesprek? Hoe klink die gesprek oor God se koninkryk wat ook die gesprek is oor sy selfopofferende liefde? Ons het verlede week hieroor begin gesels en ons gaan vandag aan met hierdie tema. Of 'n groot deel van God se koninkryk, kom ek sê dit anderste, God se koninkryk en God se geregtigheid gaan hand aan hand. Ons lees in Hebreërs 1 vers 8 wat die Vader vir die Seun sê. Onthou, ons is nou in daai gesprek. U troon, o God, is vir ewig en ewig, en die scepter van geregtigheid is die scepter van u koninkryk. Ons kan nie geregtigheid skei van God se koninkryk. Ons kan nie die koninkryk skei van God se liefde nie. So, ons kan nie, dis 'n gewone wiskundige vergelyking, geregtigheid skei van God se liefde nie. Dit gaan saam. God se geregtigheid is sy liefde in aksie. Wat is God se geregtigheid? En hier het ons verlede week, en as jy nie deel was van die boodskap verlede week nie, asseblief gaan luister na die aanlyn opname of na die opnames wat by jou kampus gemaak is, maar hier het ons oor en oor uit verskillende skrifgedeeltes gewys, gesien altens, dat God se geregtigheid is sy liefde wat dinge reg maak. Dinge wat stikkend is, maak God reg, omdat hy lief het. Dis sy geregtigheid. Hoe maak jy dinge reg? Kan ek jou gou 'n bietjie vra? Wat doen jy as dinge stikkend is? As dinge breek? As dinge nie bedoel is wat dit bedoel was om te wees nie. As mense nie bedoel is wat hulle bedoel was om te wees nie. As verhoudinge nie is wat dit bedoel was om te. Wat doen jy as dinge stikkend is? As dit maklike dinge is, die potlood se punt breek, maak ons dit skerp, né? Maar wat as dit bietjie moeiliker is? Jy moet dit invat na iemand wat kundig is. Maar wat as dit nog bietjie meer kompleks is? Verhouding met iemand na aan jou is stikkend. Wat doen jy? Jy sien iemand wat na aan jou is, wie se lewe op pad is in 'n rigting wat nie gesond is nie. Daar's stikkend. Hoe maak jy dinge reg? Party mense ontken net. Nee, ag, is nie so erg. Party mense hol net weg. As dit kon. Party mense wil die goed regslaan. Wat doen jy? Kan ek jou vir 'n oomblik nooi om net daar te gaan sit? In daai spasie. Wat doen jy as dinge stikkend is? En om dan te kyk na God, wat alles geskep het, goed geskep het, uit die chaos uit orde gebring het, beauty gebring het, die tuin van Eden,
beautiful. Die mens as die kroon van sy skepping, met allerhande kapasiteite geskep, wonderlike kapasiteite, sodat hy saam met die mens in hierdie skepping kan werk, om die aarde te vul, onderwerp en heers en vul die aarde. 'n Projek wat God begin het uit liefde, uit om saam met die mens in liefde die aarde te vul. En die mens met al sy kapasiteite kies 'n ander koers. Sonde, ons mis ons doel, ons roeping. En sonde maak dinge stikkend. Dinge is nie reg nie. Ongeregtigheid. Wat doen God toe daar sonde en ongeregtigheid deel word van sy skepping? Onttrek hy? Raak hy net afwesig? Nee. Hy verbind homself. Dis waar die woordjie verbond vandaan kom. Hy verbind homself aan 'n man en vrou en deur hulle beloof hy hierdie familie, en hulle kon die kinders hê en die dinge is stikkend. Deur hierdie familie gaan hy dinge reg maak. God se geregtigheid is sy verbintenis, sy verbondsliefde om dinge reg te maak. Hoekom? Want God is vir sy skepping. God is vir die plan met sy mense, of met die mens. God het nie die mense afgeskryf nie, het nie sy skepping afgeskryf nie, want hy's vir ons. Hy het ons lief. Hy kies ons kant. God se geregtigheid is nie die regter wat op die stoel sit en sê, ek mag nie partydig wees nie, ek moet 'n onpartydige uitspraak. Nee. As dit regverdigheid is, oké, maar dis nie God se geregtigheid nie. God se geregtigheid, God het kant gekies. Hy het die kant van sy skepping gekies. Hy het die kant van die mens, deur wie die skepping gebreek het, gekies. Kan jy glo? God se geregtigheid is vir ons. Hy's aan ons kant. En hy beloof, hy verbind homself, hy gaan dinge regmaak. Hy's teen sekere dinge, ja. Hy's teen sonde, hy's teen ongeregtigheid, hy's teen boosheid, hy's teen die dood. En hy oordeel daai dinge. Hoekom? Want hy's vir jou. Hy's vir my. Hy het vir ons ja gesê. Hy het vir sy skepping ja gesê. Hy het vir sy plan met ons ja gesê en hy gaan nie sy mind change nie. En omdat hy vir ons is hy teen dinge. Dis hoekom jy die tema in die Bybel sal kry. Ons het laasweek hierdie beklemtoon. Selfs wanneer God oordeel, is dit 'n saak van blydskap. Psalm 98. Laat die see en alles daarin dit uitpasyn, die aarde en die wat daarop woon. Laat die riviere hande klap en saam met die berge jubel voor die Here, want hy kom om die wêreld te oordeel. Hy sal die aarde oordeel in geregtigheid. Alles moet praise and worship. Die mense, die see, die riviere, alles, die berge, want God maak dinge reg. Dis sy geregtigheid. Christian Schwartz beskryf dit God's compassionate love in action. Ryk in barmhartigheid. Waar ons nie dinge kon regmaak nie, het God gekom en hy maak dinge reg. Hoe? Deur Jesus. God wat mens word en in hierdie ongeregtigheid en sonde inkom. En vandag wil ek saam met jou verder kuier oor dit. Hoe lyk dit dan as Jesus dinge regmaak? En wat kom ons nog agter van God se liefde, sy geregtigheid in hoe Jesus dinge regmaak? Waar was dinge stikkend en Jesus het dit reggemaak? Ek wil nou sommer dadelik dink aan die vrou by die put. Daar's klomp goed stikkend hierson, né? Daar's die vrou wat geïsoleer is. Sy kom in die middag water skep want sy wil nie met die ander vrouens meng nie. Hoekom nie? Want sy het al 5 mans gehad en miskien was van hulle daai vrouens, ons weet nie. Maar dinge is baie stikkend. Daai deel van haar lewe is ook baie stikkend. Sy het al 5 mans gehad en een by wie sy nou is nie haar man nie. Dink aan al die mans, klomp stikkend. Stikkend in haar volk, die Samaritane wat die Jode haat en die Jode wat die Samaritane haat. Stikkend in hoe die wêreld met vrouens werk, né? Mans kyk neer op vrouens. En in hierdie stikkende wêreld kom Jesus in. En hy maak dinge reg. Hy gestaan by die put en hy praat met die vrou. Hulle gesels en hy antwoord haar en sy vra en hy engage haar.
En dan op 'n stadium gaan sy vir haar roep jou man. En sy sê ek het nie 'n man nie, en hy engage daai deel van haar lewe. En in hierdie gesprek word dinge reggemaak. Hierdie vrou gaan na die dorp toe. Sy sê mense met wie sy nie meng nie. Sy is geïsoleer, nou jy skielik meng sy. Sy sê ek dink die Christus is daar by die put. En die mense kom, hulle luister na. Verhoudinge word reggemaak. En hulle hoor Jesus vir hulle self, hulle sien hom vir hulle self, hulle sê ons glo nou nie meer, omdat jy vir ons gesê het ons glo, want ons het self gesien. Mense kom tot geloof. Kan jy dink hoe die hele dorp verander? Hoekom? Want Jesus het gekom om dinge reg te maak. En hy het dit gedoen deur tyd te spandeer met 'n vrou wat uitgeskei was. Wat my dink aan die vrou wat op oorspel, die daad van oorspel betrap is. Daar's soveel dinge stikkend in hierdie storie, né? Die daad van oorspel, die mans wat hierdie vrou betrap het, hoe het hulle geweet? 10-10-1 geweet waar om haar te kry. Hoekom bring hulle die man ook saam nie? It takes two to tango. Klomp goed net stikkend. Hulle sê vir Jesus, die vrou moet doodgegooi word met die klippe, want dis wat Moses se wet sê. Dis natuurlik hoe mense oral oor die wêreld tot vandag toe die gemors wil regmaak. Gooi net 'n klomp bomme of klippe daai tyd. Kry nie die mense wat verkeerd is uit die pad uit, man. En hulle het eintlik 'n saak met Moses se wet nie, hulle wil Jesus uitvang. Dis net 'n klomp goed wat verkeerd is. En wat doen Jesus? Hy kon baie maklik net gesê het, luister ouens, julle weet, ons is in die Romeinse empire, en die Romeinse empire se wet sê, net hulle mag iemand ter dood veroordeel. So julle kan nou nie verder gaan, julle gaan groot moeilikheid maak. Hy kon dit gesê het en die situasie sou net daar opgelos gewees het, en almal sou huis toe gaan het, maar niks sou verander het nie, niks sou reggemaak gewees het nie. God se geregtigheid sou nie daar gekom het. Wat doen Jesus? Hy buig af. Hy engage met die spanning in die situasie. Hy skryf op die grond en hy sê, julle is reg. Julle kan haar doodgooi volgens Moses se wet, laat die een sonder sonde die eerste klip gooi. En niemand gooi nie. Van oud af stap hulle een weg, veroordeeld in hulle eie harte. Ewe skielik moet hulle met hulle harte deel. Dinge word reggemaak, hoewel ons weet nie, maar die moontlikheid is nou daar. Want die fout was in hulle harte. Jesus draai na die vrou toe. Hy sê, het niemand jou veroordeel nie. Sy sê, nee. Hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Die enigste een sonder sonde gooi nie 'n klip nie. Wat doen hy? Hy maak haar reg. Ewe skielik word sy reggemaak as vergifnis. Sy's reg in haar verhouding met God. En wat nog? Hy sê vir gaan dan nie en moenie meer sondig. Hy stuur haar hele lewe in 'n nuwe koers in. Jesus maak dinge reg, want hy's God se geregtigheid in aksie. En ek en jy hoor, en ek en jy kyk, en hoekom is dit so belangrik, dat ons hoor en kyk na hoe Jesus dinge regmaak. Paulus skryf, onthou jy in 1 Korintiërs 1 vers 9, ek lees nou uit die King James uit, want ek wil jy moet iets hoor. God is faithful by whom you were called unto the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. Jy is hier in 'n groep in. Die woordjie word vertaal met fellowship, is die woordjie koinonia. Jy is hier in 'n groep in, 'n partnership, dis wat daai woordjie kan beteken, partnership en fellowship, of Jesus. Ons is in vennootskap met Jesus. Ons is nou deel van God se regmakende liefde. Paulus gaan so ver om te sê in 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom, dis Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ons is nou in Christus, deel van God se geregtigheid liefde. Sy regmakende liefde. God's compassionate love in action.
En dis hoekom, ek wil vriende, is eintlik 'n nou-breiner. As die Here het so gewerk het dat ons 4 boeke het wat vir ons die storie van Jesus vertel, dat ons moet kyk na hoe God in Jesus dinge kom regmaak het toe hy fisies hier rondgeloop het, want ons is nou in daai vennootskap en dis wie ons nou is in Christus, God se geregtigheid. So as ons kyk na Jesus, wat sien ons? Hierso help Johannes ons baie. In Johannes 1, as hy vir ons voorstel aan Jesus, dan skryf hy, en onthou nou Johannes, plus minus 3 jaar fisies saam met Jesus gelewe. As hy sy briewe skryf, sê hy, ons skryf oor wat ons gesien en gehoor en met ons hande aangevat het. En hy skryf Johannes, die evangelie wat oor Jesus gaan, 30, 40 jaar later, nadat dit fisies gebeur het, so hy tyd gehad om te dink, te prosesseer, dinge op te som. Vir jare lewe hy al met hierdie waarheid oor wie Jesus is, en hy som dit op. Hy sê, Johannes 1 vers 14, en ons het sy heerlikheid aanskou. Hoekom skryf Johannes vir my en jou, wat hulle aanskou het? Sodat ons kan aanskou. Ons het 4 evangelies. Hebreërs sê Jesus Christus gister, vandag tot in ewigheid dieselfde. As ons Jesus aanskou in sy interaksie en sien hoe hy dinge regmaak, weet ons wie ons nou in Christus is en ook in watter partnership ons staan en ons leer by hom oor liefde en gesag en sy koninkryk. Want ons is nou deel van sy regmaakplan. Ons aanskou Jesus en dis waar ons liefde leer ken. En wat sê Johannes, as hy nou Jesus opsom? Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader. Onthou jy wat Jesus sê, as julle my sien, het julle die Vader gesien. Ons kyk nou deur Jesus na God en wat sien ons? Hoe lyk die heerlikheid opgesom? Vol genade en waarheid. Ja, dis wat ons gesien het, is dit nie? Daar by die vrou by die put, genade. Hierdie vrou wat geïsoleer is, Jesus engage haar, teen sy kultuur en hy het 'n saak met die kultuur van sy dag. Hy gee nie om vir sy reputasie nie, hy gee om vir mense. Engage. Hoe sê Christian Swartz, as hy praat oor genade, God's accepting love in action. Aanvaarding. Maar Jesus stop nie net by die aanvaarding, hy praat oor die mans wat sy gehad het. Die waarheid, 100% genade, 100%, dis wat ons sien, 100% waarheid. Nie die een of die ander nie, want dan het jy nie liefde nie. Hoekom stop Jesus nie net by die aanvaarding nie? Hoekom moet hy nou die mans in die storie inbring? Want dan het jy nie liefde as jy nie waarheid het nie. As jy net genade het, het jy net tolerance. Genade en waarheid is liefde. Hoekom het hy nie sommer direk net met die mans? Nee, want dan het jy nie liefde nie. Waarheid sonder genade. Skynheiligheid. Waarheid is God's trustworthy love in action, sê Christian Swartz. Jesus is hy ontvang, hy verwelkom en hy's betroubaar genoeg om dinge uit te lig wat nie gesond is in iemand se lewe nie. Hoekom? Want dis hoe God se geregtigheid dinge regmaak. 100% aanvaarding en 100% waarheid. Dis wat ons by die vrou met die oorspel. Dis wat ons oor en oor in Jesus sien. Kom ons gesels oor nog so 'n verhaal en dan land ons vandag se boodskap. Lukas 19, Jesus, die gesalfde koning, die Christus, op pad na die stad van die koning Jerusalem. En in Lukas 18, die laaste ding wat daar gebeur, is daar's 'n blinde man buite Jerigo wat uitroep, Jesus, seun van Dawid. Hoekom seun van Dawid? Want dit was wat die koning genoem is. God het vir Dawid beloof, een van jou seuns sal vir altyd koning wees. Die Messias wat kom, sal die seun van Dawid wees, en die blinde man sien wie Jesus is. En hy roep het uit en die mense maak hom stil, maar Jesus nie. Jesus maak hom nie stil nie. Jesus het baie keer vir mense gesê, bly stil, moenie vir mense vertel wie ek is nie. Maar nie nou meer nie, hoekom nie? Want dis nou uit. Hy's nou op pad na Jerusalem toe, hy gaan daar gekroon word. Die dinge gaan nou gebeur. God se koninkryk gaan nou finaal deurbreek. Net op 'n heel ander manier. Hoekom? Want God se geregtigheid maak dinge op 'n heel ander manier reg.
So jy voel die spanning opbou in die storie en Jesus vat hierdie blinde man wat besig is om te bedel en hy maak hom gesond. En wat gebeur dan? Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En kyk, daar was 'n man met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Nou jy 10 teen 1 al gehoor die stories van tollenaars. Hulle was so sleg, hulle het hulle eie kategorie gehad, nê? Sondaars en tollenaars. Dis die mense wat vir die Romeinse empire belasting ingevorder het by die Jode. So met ander woorde, hier is die land wat God vir hulle beloof het, wat God vir hulle gegee het. Nou werk hulle, nou moet hulle van dit vat en belasting betaal aan hierdie klomp afgode dienaars. En hier is hierdie tollenaars wat vir daai mense die geld insamel en nogal geld self pocket ook. So tollenaars is die mees afskuwelikste mense, mees gehate mense. Maar hier het ons met die baas van 'n tollenaar te doen. Piramideskema. Hy verryk hom uit alle tollenaars uit. Hy skatryk uit al die ons in Suid-Afrika moet eintlik hierdie storie goed verstaan, want ons verstaan korrupsie. En hoe korrupsie 'n hele land kan vernietig. Hierdie almal weet wat hier is aan die gebeur is, en hy is die mees gehate mens in Jerigo. Wat homself verryk, almal sien hoe sy huis net groter word, sy klere al hoe grander, al hoe meer slawe. Wat gaan Jesus nou doen? Terwyl hy deur die stad stap en Saggeus hier woon. Wel 10 teen 1 niks, want hy is op pad Jerusalem toe. Kom ons kyk. Saggeus, hy het probeer om te sien wie Jesus is, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Dit is eintlik nogal 'n snaakse storie, né? 'n Volwasse man wat in die boom klim en op die ouene sien almal dit, want Jesus gaan stop by daai boom. Maar hoekom wou hy Jesus so graag sien? Was hy net nuuskierig? Of was daar iets dieper aan die gebeur in hierdie man? Onthou jy toe Jesus gepraat het oor mense wat na hom toe kom, het hy gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie trek nie. Is dit wat hier aan die gebeur is? Toe Jesus by die plek kom, daar waar Saggeus nou in die boom sit, kyk hy op en sê vir hom, wat dink jy, as jy nou nie die storie geken het nie, wat dink jy sou Jesus sê, wat sou die normale ding is, wat dink jy die mense verwag, gaan Jesus nou sê, hy het nou net die arme man daar buite gehelp, hy is die gesalfde koning, die psalms loop oor van die koning wat reg doen aan die wees en die weduwees en die rykes oordeel. Ja, so hier gaan hy nou stil staan en hy gaan Saggeus hy vasvat, uitsort. Wat doen Jesus? Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly. Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Ek wil jy net bietjie dink aan daai arme disippels. Ek bedoel, hulle het nou al die skok oorleef van toe Jesus vir Matteus geroep het. Hy was 'n tollenaar, hulle reputasie is daarmee in. Nou die baas tollenaar. Hulle is op pad Jerusalem toe. Dis nie goeie PR nie. Dis nie goeie advertensie nie. Maar Jesus het 'n saak met reputasie, saak met wat mense dink. Hy het 'n saak met mense. Hy worry nie oor die ander goed. Onthou jy toe hy Matteus geroep het, het hy gesê, gesonde mense het nie 'n dokter nodig, siek mense het. En Jesus het iets in Saggeus gesien. Jy moet 'n baie harde hart hê om mense so te misbruik, jou te verryk uit hulle uit, te sien hoe hulle agteruit gaan en hoe jy kamstig vorentoe gaan in die lewe. Jy moet op 'n baie spesifieke manier dink oor ander mense as baie minderwaardig. Saggeus se hart was stikkend en Jesus het die medikasie. Wat is daai medikasie? Ons weet nie wat in die gesprek gebeur het in die huis nie. Al wat Lukas sê, Jesus het tuis gegaan. Jesus se teenwoordigheid, vol genade en vol waarheid, gaan tuis by Saggeus. En wat gebeur? Almal wat dit gesien het, het gemor en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het gaan staan. Nou is hulle weer in die publiek. Ons weet nie wat daar in die huis gebeur het nie, maar nou is hulle weer in die publiek. Maar Saggeus het gaan staan en vir die Here gesê, kyk Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes.
En as ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Kan jy dink onmiddellik wat hier gebeur? Sy gees is reggemaak met Jesus. Maar ewe skielik word sy gees reggemaak met mense. En ewe skielik verander mense se omstandighede. Ons weet nie wat gebeur met al hierdie geld wat nou ewe skielik is 'n klomp arme mense nie meer so arm nie en hierdie ryke is nie meer so rykie. En miskien is 'n klomp mense se skuld nou gedelg met al daai geld. Afpersing. Jy weet hoe werk korrupsie, dis top down en dit spoel deur, maar nou waar dit nou deur gespoel het, nou kom hierdie ou en hy stop dit. Ewe skielik verander 'n klomp goed in die stad. 'n Stad word reggemaak omdat Jesus teenwoordig was, omdat hy tuis gegaan het by 'n sondaar. God se geregtigheid, 100% genade, 100% waarheid, Jesus se teenwoordigheid. En ons gaan volgende week gesels oor hoe lyk dit in ons lewe, as ons dan nou in die partnership is, as ons nou God se geregtigheid in Christus is, hoe is ons teenwoordig, 100% genade, 100% waarheid, in liefde, dis liefde, liefde wat regmaak, 100% genade, 100% waarheid. Ons gaan volgende week gesels oor dit, maar wat ek jou wil uitnooi om hierdie week te hoor, is dit was Jesus wat dinge reggemaak het, sy teenwoordigheid, hy het tuis gegaan. Dis nie Jesus wat vir mense sê wat is reg en verkeerd nie, dis Jesus wat teenwoordig is, en partykeer sê hy en partykeer nie. Dis nie Jesus wat sê, God het jou lief nie, het jy agtergekom. Jesus het baie min vir mense gesê, God is lief vir jou. Wat hy oor en oor gesê het is, God se koninkryk is besig om te kom. En dan is hy teenwoordig met die volheid van God se liefde, 100% genade, 100% waarheid. En mense word reggemaak. En dinge wat stikkend is, word reggemaak. Dis Jesus se teenwoordigheid. Hy het God se liefde embody. En nou wil ek jou uitnooi om hierdie week net een ding te doen. Om te gaan sit in hierdie realiteit. Sit. Nie te gaan werk nie, te gaan sit. Dat dit wat Jesus hier vir Saggeus met Saggeus gedoen het, het hy nog meer vir jou gedoen, toe hy gesterf het, toe hy uit die dood het opgestaan, en toe hy in die hemel ingeneem is. Jesus het jou so lief, dat hy 'n dood gesterf het, wat maak dat jou ou manier van mens wees verby is. Dat hy opgestaan het, en toe hy opstaan, toe staan jy saam met hom in 'n nuwe lewe op. En jy sit nou in sy gesprek. Jy's teenwoordig in die hemel. En God is nou in jou deur sy gees teenwoordig. Is dit nie wat die skrif van sê nie? Ja, hy het ons in Christus saam opgewek en saam laat sit in die hemel. Ons is teenwoordig saam met ons broers en susters in God se teenwoordigheid. En 2 Korintiërs 6 vers 16, want ons is die tempel van die lewende God, soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en saam met hulle wandel. Teenwoordig. Jesus, 100% genade, 100% waarheid. God's accepting love woon nou in jou. Hy het jou aanvaar net soos jy is. Hy het jou kom haal toe jy jouself nie kon red uit daai conversation van dood uit nie. En hy het jou deel gemaak, jy is teenwoordig in 'n gesprek met hom, en hy is teenwoordig in jou in al jou gesprekke hier op aarde. Vriende, klim uit die gesprek uit, wat dit laat klink asof jy af en toe in die hemel gaan kuier en of die Here af en toe by jou kom kuier. Jy's teenwoordig en hy's teenwoordig. En ek wil jou nooi hierdie week om net hierdie een ding te doen. Om daar te gaan sit. Om die 100% genade en die 100% van waarheid, God's accepting love, God's trustworthy love, net te ontvang. Hier's waar ek sit. Ek sit in 'n gesprek met Vader, Seun, Heilige Gees. En hulle
woon in my deur die Heilige Gees. En om net daar te sit en net te ontvang. Hoe sê Paulus? Maar deur hom, dis deur God, is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid. God se regmakende liefde het jou opgetel en jy is nou in sy teenwoordigheid en hy woon in jou en dit is hy wat dinge regmaak deur 100% jou te aanvaar genade en deur 100% teenwoordig te wees in jou lewe sodat hy ook nou deur ons, onthou ons is saam opgewek, dis 'n liggaam, dis 'n familie, deur ons dinge kan regmaak in hierdie wêreld. Hoe het ons laasweek gesê, God puts us right with himself so that we can be part of his putting right people. Dis sy teenwoordigheid. Dis hoekom ons in Doxadeo praat van God's transforming presence in cities and regions. Dis Jesus, God se teenwoordigheid, wat nou in jou woon deur die Heilige Gees en jy is in hom in die hemel. Gaan sit net hierdie week. Ontvang net 100% genade en 100% waarheid. Verwelkom net. Hy woon klaar in jou, maar verwelkom hom net. Dankie, U is hier. U is in my en ek is in U. En dan gesels ons volgende week verder oor hoe lyk dit in die praktyk as ons dan nou met Jesus se teenwoordigheid in hierdie wêreld lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid nou vir mekaar. Ons bid in die eerste plek dat U ons sal help om Jesus te aanskou. Soos wat ons gesels oor hoe Jesus dinge regmaak, wat ons harte bly, opgewonde. Dinge kan reggemaak word. God se koninkryk het regtig na ons wêreld toe gekom en ons is nou ingesluit. Dankie Jesus dat U in ons kom woon het en dat U ons opgetel het in U teenwoordigheid in. En dat ons nou in U 100% genade en 100% waarheid kan ken. Help ons om in hierdie week U te aanskou in U heerlikheid. En Here, help ons om dan in dit te sit, net te ontvang. Seën ons gesprekke hierdie week. Help ons om onsself te sien in Christus. En deur U Gees, U in ons. En om te sit in daai afgehandelde werk. Bid ons in Jesus se naam. Dankie dat U ons reggemaak het met U. En dat U teenwoordigheid nou in ons woon. Amen. Vriende, dankie, dit was lekker om saam met jou te kuier en dan kuier ons volgende week verder as ons dan gesels oor hoe lyk so 'n lewe in God se liefde in die praktyk. Die Here seën vir jou.